Hierdie besoeker aan Jerusalem, die dogter van Sion, wil hoor wat sy oor Jesus se besoek vir hom kan vertel. Sy sê, jy stap vanaf die Kidron-vallei op na die Stefanuspoort. Sy vra of jy weet watter tyd profesie van Daniël hier vervul is. Sy nooi jou om reguit met die Via Dolorosa op te stap vorentoe Jerusalem, deur die stad. Wat sien jy aan jou linkerkant? Kyk bietjie links, jy sien die pragtige koepel. Wat het vroeër hier gestaan? Sy vertel hoe Jesus daardie Sabbat voor by die tempel gaan aanbid het, eers by die bad van Bethesda ingestap het. Dis net so 'n paar treukies daarvandaan. Die rooi gebou, wat jy hier sien daar net voor die mense, net so 'n bietjie links voor die Antonievesting, langs aan die tempel, dis waar die bad van Siloam was. Ek gaan een van die ou mure van Bethesda vra om te vertel wat hier gebeur het. Hy lees eers wat Johannes geskryf het. Hierna was daar 'n fees van die Jode. En Jesus het opgegaan na Jerusalem. En daar is in Jerusalem by die Skaapspoort 'n bad met 5 pilaargange wat in Hebreëus Bethesda genoem word. Terwyl Jesus pynsend en bidend stap, het hy by hierdie bad uitgekom. Wat sien hy? Amper soos 'n moderne volgepakte buitepasiënte. Hy sien hoe die arm siekes wag hou vir wat hulle dink die enigste hoop op genesing is. Hulle wag om nooit gehelp te word nie. Hy verlang om sy krag van genesing te gebruik en sieke by Bethesda te genees, gesond te maak. Hoekom het hy nie? Omdat dit Sabbat was. Skares het na die tempel gegaan om te aanbid, en hy het geweet dat as hy hulle sou genees, daai klomp mense by Bethesda, dat die vooroordeel van die Jode so sou opwek, dat sy werk dadelik beëindig sou word. Is dit nie hartseer nie? Hy wou almal genees, maar die volk sou hom gestop het. Soos wat hy vir 'n verlamde ellendeling hier by Bethesda genade kon betoon het, so het hy ook vir 'n wêreld wat geestelik deur sonde verlam is, genade kon bewys. Daarin het 'n groot menigte siekes gelê. Kan jy hulle sien? 'n Groot menigte, nie 'n paar nie. Hoe het hulle gelyk? Daar was blindes. Hoe kon hulle by die arme water uitgekom het? Blindes en krepeles en lammes, wat op die roering van die water gewag het. Hierna was daar 'n fees van die Jode, en Jesus het opgegaan Jerusalem toe. Nou, Jerusalem is heel bo, so jy moet altyd opgaan na Jerusalem toe. Ek vra dit weer, hoekom het Jesus nie almal genees nie? Johannes sê vir ons, want 'n engel het op bepaalde tye in die bad neergedaal en die water geroer. Wat 'n bog. Die een wat dan die eerste ingaan na die roering van die water, het gesond geword. Aan watter siekte hy ook al gelei het. En die roering van die water, ek het van daai waterputte al besoek in Jerusalem. Dit was echt. Die water roer partykeer en nuwe water word in daai groot barns deur gravitasie gevul. Maar die storie dat 'n engel dit kom roer het, dit was bygeloof. Die sterker mense wat hier gelê het die swakkes vertrap om eerste by die water uit te kom. Kan jy die toneel sien? Iemand sê die water word geroer en daar hardloop die klomp. Vertrap die arme mense wat daar lê. Baie van hierdie arme genade en genesingssoekers het op die kant van die water gesterf. Kan jy dit sien? Het is patheties. Hier kry ons 'n verwronge beeld van genesing.
Want met ander woorde, hoe sterker en selfsugtiger jy is, hoe groter is jou kans op genesing. En dit was die legalistiese teologiese siening van die Jode in Jesus se dag. Die naam van Bethesda, wat huis van genade beteken, was baie ongenadig, want die water is net periodiek geroer. Jesus het kom illustreer dat sy genesende genade nie periodiek vir ons beskikbaar is nie, maar onophoudelik beskikbaar is. Titus 3 vers 11 sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Die infinitief, daai genade verskyn gedurig deur aan ons. So het jy twee teologieë, Bethesda en die ware ene. En 'n sekere man was daar, kan jy hom sien, wat 38 jaar aan sy siekte gelei het. Hierdie arme, sterwende invalide was sonder vriende. Kan jy jou indink sonder vriende? 'n hopelose verlamde bondel bene. Ek dink hy het al begin te ruik. Sy toestand was die ergste van almal wat op genesing gewag het. Jesus het gespesialiseer in die randfigure van die samelewing. Lees die evangelies. Toe Jesus hom sien lê, terwyl hy geweet het dat hy al vir 'n lang tyd siek was, sê hy vir hom, wil jy gesond word? Nou, te veel klem op die man se wil moet vermy word, want dit is nie wat die grondteks sê nie. Die grondteks sê, is dit jou begeerte om genees te word? Nie wil jy genees word, net jy wil. Nee. Is dit jou begeerte, ou maat? Ek dink Jesus het hom gevat om genees te word. Dis 'n retoriese vraag, want die man wou baie graag genees word. Sy fokus is nou op Jesus en genesing. Nie op sy wil nie, maar op Jesus. Ons moet besef, dit is net Jesus wat dit kan doen. Dit is nie my wil nie. En hier is my pragtige stuk teologie. Nie my wil nie, maar Jesus, wat hy wil. Die sieke antwoord hom, Here, ek het niemand om my in die bad te sit, as die water geroer word nie. En onderwyl ek kom, het seker so aangeskuif, ek weet ook nie hoe nie. Gaan 'n ander een voor my. Die arme pateet vertel die verhaal van sy fisiese ellende. Vriende wat hom versaak het, die herhaalde hoop op genesing en die herhaalde teleurstellings. Op hierdie stadium was sy hoop op genesing nog steeds op die veronderstelde wonderwerkende krag van die water. Jesus wou dit skuif. Dit het nog nie by hom deurgedring dat Jesus hom kon genees nie. Die Joodse geloof het geleer, jy moet iets doen om genees te word. Nie net by Bethesda nie, maar ook in jou geestelike lewe. Legalisme is in die mense siege ingebou. Ek wil verdien om God se genade te kry. Jesus sê vir hom, 'n paar woordjies. Nou maat, staan op. Staan op. Neem jou bed op en loop. Jo. Ek wens ek kon dit gesien het en gehoor het. Ons het by mense van Kapernaum gehoor dat Jesus dieselfde woorde by 'n verlamde man gebruik het op 'n keer. Markus 12. Ek sê vir jou, staan op, neem jou bed op en gaan na jou huis. Nou, hierdie man se groot behoefte was, hy het met sonde gesukkel. En die Here sê vir hom, staan op. Met ander woorde, daai Bethesda man het met sonde skuld gesukkel.
Nie net fisies nie. Die opstaan was holisties. Hier is soveel dieptes in hierdie paar woorde van Jesus. Sonde het hom en ons verlang. En die echo kom van die bad van Bethesda na jou en my. Staan op uit jou skuldgevoelens. En nou sê hy vir jou en my liewe vriend, om op te staan en huis toe te gaan. En watter huis dink jy? Praat Jesus van. Johannes 14, 1-3. Moenie te ontsteld raak nie, ek mag vir julle huise kry. Fokus nie op trauma nie, fokus op die toekoms. Oorsaak van sy siekte, sy sonde en sy ongesonde leefstyl. As daar kook was, het hy seker kook gedrink. As daar KFC was, het hy seker gemors kos gaan eet. Maar sy sonde is veroorsaak deur 'n ongesonde leefstyl. Die twee werk saam. Hoe het hy sy siekte ontleed? Want jy moet nou dink oor jou siekte. Of dit 'n rugbybesering was of wat. Die priesters het vir hom gesê, God se vloek rus op hom. Finies en klaar. Toe het met die priesters gaan praat. Sy jarelange pogings om genees te word, sy angs, sy skuldgevoelens, sy teleurstellings, het hom totaal psigies uitgeput. Is jy miskien daar? Is jy uitgeput? Kom na my toe, almal wat uitgeput is, sê Jesus. Sy toekomsverwagting voor Jesus daar aangekom het. Hy het gewag dat hulle hom in die Hinnomvallei tussen dooie karkasse van mens en dier sou gaan neersmyt. Dis wat hulle met hierdie mense gedoen het. Terloops, dis waar Jesus sou gegooi geword het. As Nikodemus en nie ingetree het nie. My heroïnes sê vir my, hulle het Jesus se stem vir die eerste keer gehoor. Want dit was die eerste keer dat hy hier besoek het. Nog nooit van tevore het hulle so 'n liefdevolle, melodieuse stem gehoor nie. Hulle sien hoe hy by die sterwende sondaar neerkniel en praat. Hulle sien aksie, hulle sien stemintonasie. Wat 'n toneel. Die God van die kosmos praat Aramees, praat Hebreeus. En nog nooit was daar so 'n mooi stem nie. Hy praat nie net met die sieke nie. Hy buk by die sieke. Wat 'n profiel van ons verlosser. Daar is omgee in daardie stem wat hulle nog nooit van tevore gehoor het nie. Daar is goddelike liefde in Jesus se stem wat vreemd was. Sy stemintonasie spreek van deernis, vergifnis en omgee wat hulle en die verlamde nog nooit van tevore gehoor het nie. Iemand het die volgende geskryf. Die siek man het op sy mat gelê en so nou en dan na die water gekyk. Toe 'n tere, ontfermde gesig oor hom buig. Jesus het afgebuig tot voor sy gesig. Met die woorde, wil jy gesond word? Daar het weer hoop in sy hart gekom, want hy het dit verloor. Hy het gevoel dat hy, hoe ook al, wat 'n manier ook al, gaan hulp kry. Die stem het hom hoop gegee. Weet 'n stem
se intonasie kan jou moedeloos maak. Maar stem se intonasie kan vir jou moed gee. Hoe praat ons met mekaar? Maar hy het gou weer moedeloos geword. Moedeloos gevoel. Hy het onthou hoe dikwels hy al probeer het om die water te bereik. En hy het maar min hoop gehad om te lewe. Sy lewe was verby. Totdat die water weer geroer word, hy sal nie daar uitkom nie en hy besef dit. Dit is klaar met hom. Het jy al gevoel jy wil doodgaan? Dis hoe die man gevoel het. Moeg. Kan jy ou moe gesig sien? Moeg het hy geantwoord, Here, om die waarheid te sê, ek het niemand om my in die bad te sit, as die water geroer word nie. En onderwyl ek kom, gaan 'n ander een voor my in. Fatalisties. Deterministies, moedeloos. Jesus het hom nie gevra om geloof van hom te hê nie. Baie keer sê mense, jy moet 'n sterk geloof hê. Nee. Hy help mense sonder geloof ook. Hy het net gesê, staan op. Staan op. Neem jou byt op en loop nou, maat. Sy geloof het op daardie bevel gereageer. Elke senuwee en spier het met nuwe lewe en krag in sy verlamde bene gewibreer. Sonder om te praat, het hy Christus gehoorsaam. Al sy spiere het dadelik gefunksioneer. Hy het opgespring en gevind dat hy 'n gesonde man was. Wat 'n onvergeetlike oomblik. Miskien het hy daar vir die ander ouens gesê, hey, kyk hier, ek gaan spring, manne. Hierdie ou het vir my gesê, staan op en loop, ek het dit toe gedoen en hier loop ek. Totsiens. Jesus het hom geen waarborg van goddelike ondersteuning gegee nie. Hy kon getwyfel het en bly lê het en sy enigste kans om gesond te word verbeur. Maar hy het Christus se woord geglo. En dis wat ek en jy moet doen. En deur daarop te reageer, nie net glo nie, maar reageer, het hy krag ontvang. Ons hier het 'n les dat sonde jou verlam. Maar weet jy wat? Iemand kan daai verlamming genees. Daai psigiese verlamming. Dit is so mooi. Deur dieselfde geloof kan ons geestelike genesing kry. Sonde het ons van God afgesny. Ons is verlam. Ons is net so magteloos om 'n heilige lewe te lei as daardie lam man was om op te staan. Baie verlang na 'n verhouding waar hulle God se wil vir hulle lewens kan uitleef. Hulle besef hulle magteloosheid en hulle poog te vergeefs. In wanhoop roep hulle uit, ek ellendige mens. Het jy al so gevoel? Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Paulus skryf, laat die siek, moedelose, worstelende mens opkyk. Ons verlosser buig met die grootste ontferming neer en vra, wil jy, my liewe ou maat, gesond word? Wil jy gesond word? Moenie wag om te voel jy is gesond nie. Jy is reeds gesond. Hy beveel jou om in gesondheid en in vrede op te staan. Nou op hierdie oomblik as jy in daai toestand is, glo sy woord en laat dit gebeur. Daai woord staan op ego van Jerusalem 2000 jaar gelede tot ons ore op hierdie dag. Die bande van sonde wat jou so lank gebind het, sal deur Christus verbreek word. Hy kan bande breek, glo hom. En dadelik het die man gesond geword en sy bed opgeneem en geloop.
En daardie dag was dit Sabbat. Hoekom het Jesus hom nie op 'n ander dag genees nie? Oombliklik, in 'n breek van 'n sekonde, loop hy weer, vir die eerste keer in 38 jaar. Geen fisioterapeut om hom vir dae lank te oefen, dat hy kan loop nie. Jesus se genesing is oombliklik. Die Jode sê toe vir hom wat genees was, "Hey ou maat, dit is die Sabbat. Dit is jou nie geoorloof om jou bed te dra nie, al weeg jy net 'n kwart kilogram." Nou moet ons vra, wat is die kernboodskap van die Sabbat? Hoe swaar woelig moet die ding weeg? Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag, numeriese byvoeglike naamwoord beteken letterlik, het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Die Sabbat is 'n fees wat gevier moet word, omdat God die magtige, liefdevolle skepper is. Jy het daaraan gedink. En die rus is die rus van 'n verhouding met ons skepper, wat ons op 'n Sabbatdag ontvang. Het God daardie Sabbat geskep? Ja. Wat het hy geskep? Nou daar was niks oor van daai sterwende terminale wrak van 'n mens nie. Hy daar gelê op pad om te sterf. Soos wat God vir Adam geskep het, so het hy ook hierdie nuwe mens geskep wat daar gelê het. Hy het oombliklik opgestaan. Waarvan nog is die Sabbat 'n monument gebou van tyd, 'n gedenkteken. So die eerste gedenkteken, hy skep. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipteland 'n slaaf was en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom, as gevolg van verlossing, het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onthou. Ons mag nie vergeet dat hy 'n verlosser is nie. Partykeer wil ons eie verlosser wees. Die tweede teken is net so belangrik as die eerste. Die Sabbat is 'n simbool van redding. En die duiwel wil nie hê ons moet hierdie simbool gehoorsaam nie. Want elke Sabbat sê jy word gered, nie as gevolg van wat jy doen nie, maar wat ek gedoen het vir jou. Wat 'n meervoudige dinamika is daardie Sabbat geïllustreer. Die man ervaar te gelykertyd God se skepping en God se verlossing gelyktydig. Toe daardie man daardie Sabbat met sy opgeslaande bedjie van 'n kwart kilogram tussen die legalistiese Sabbathouers stap, was hy 'n praktiese illustrasie van hoe die Sabbat lyk. Hy het 'n personifikasie van die Sabbat geword. Geskep in 'n nuwe lewe. Vergewe van sy verlede. Die klippe van Bethesda roep uit. Jesus het die karakter deur die Sabbat wonderwerk hier by ons kom verduidelik. Die Jode sê toe vir hom wat genees was: "Hey, maar dis Sabbat. Dit is jou nie geoorloof om jou bed te dra nie." Ekskuus, met watter bron praat hulle? Die aaklige gesig van legalisme word hier ontbloot. Legalisme kyk God se skepende en verlossingskarakter mis. Hulle kyk dit mis. Dis 'n introspeksie godsdiens wat hier in my gebeur. Verlossing het niks te doen met wat in my gebeur nie, maar wat in hom gebeur. Hy antwoord hulle. Hy so bly kan weer loop. Hy antwoord hulle: "Hy wat my gesond gemaak het,
Hy het vir my gesê, neem jou bed op en loop. So ek weet nie watter bronne verwys julle nou na my nie, oor my dra van die ou bedjie nie, maar my bron het vir my gesê, neem jou bed op en loop. Hy beroep hom nie op die klomp Joodse wette nie, maar op 'n hoër gesag, die van die Here van die Sabbat. Ek loop in vreugde oor 'n nuwe liggaam wat hy my gegee het, geskep het. Ek loop met 'n hart vol vreugde omdat hy my van my sonde verlos het. Dit is die boodskap van die Sabbat. Doe vir alle vir hom. Wie is die man wat veel gesê het, neem jou bed op en loop? Wie wil die legaliste bykom? Dink bietjie mooi. Die geneesde man of vir Jesus die Here van die Sabbat? Wanneer ek dink, ek kan my saligheid verdien, luister mooi, dan verklaar ek oorlog teen die Here. Maar hy wat gesond geword het nie geweet wie dit was nie. Want Jesus het hom verwyder, omdat daar 'n skare op die plek was. Jesus het weggeglip, totdat die Jode na 'n worsteling van ware Sabbatsviering kon kyk. Hulle moes na die man gekyk het. Want die man stel die Sabbat voor. Geskep en verlos. Op die Sabbat kry hulle 'n voorbeeld van hoe die Sabbat lyk. Dan het Jesus hom in die tempel gekry en vir hom gesê, kyk, jy het gesond geword. Moenie meer sondig nie. Moenie meer sondig nie. Sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Nou wat het Jesus vir hierdie legaliste, hierdie fariseërs, priesters gesê, toe hulle raakloop? Die man het vir die Jode gaan vertel, dat dit Jesus is, wat hom gesond gemaak het. Die Jode het toe teen Jesus te velde getrek, omdat hy dit op die Sabbatdag gedoen het, die pampoene. Wat het Jesus vir hulle gesê? Wat het hy vir hulle gesê, toe hy hulle raak geloop het? En Jesus het hulle geantwoord, mense kon sy woorde gehoor het, sy stemintonasie. My Vader werk tot nou toe, en ek werk ook. Want genesing is 7:24. Hieroor het die Jode nog des te meer probeer om Jesus dood te maak. Hy het nie net die Sabbatdag ontheilig nie, maar God ook sy eie Vader genoem en hom so met God gelykgestel. In die Bybel is daar 'n interessante manier van skryf. Ons noem dit die genitiewe kaai-konstruksie. Wanneer Jesus van homself praat en dan van die groot magtige verlosser, dan is dit een en dieselfde. So Jesus is die magtige God en die magtige Vader. Hy is gelyk aan die Vader. God is liefde. Liefde kan nie in enkel fout bestaan nie. Hy moet meer fout hê. Ek, Jerusalem, voel nederig omdat dit hier in my was, waar Jesus hierdie groot wonderwerk verrig het. Dit is hier waar hy verklaar het, dat hy en die Vader een is, en dat hulle elke dag werk om mense tot redding te bring. Hy is nooit op vakansie nie, my vriend. Nooit. Jesus is altyd op diens. En hy sê vir jou, staan op. En op 'n Sabbatdag is dit die mooiste iets om te doen, om op te staan met jou sonde skuld in 'n nuwe geestelike verhouding. Deur al Jesus se Sabbatgenesings wys hy vir sondaars dat die dag 'n simbool van sy skepings- en verlossingsmag is. Is daar iets moois in jou lewe wat verdwyn het? Die Sabbat verkondig die goeie nuus dat die Here dit weer kan herskep. Sabbat, simbool van skepping. Voel jy verlore?
'n mens voel maar kort verlore. Die Sabbat verkondig dat God jou kan red. Hang nie van jou af nie, hang van hom af. Jesaja 58:13 sê, ons moet die Sabbat 'n verlustiging noem, en om dit as 'n verlustiging te ervaar, want elke Sabbat wil hierdie boodskap na ons toe deurdring. Hy skep en hy verlos. Die rede omdat die Sabbat ons weekliks aan die 2 karaktereienskappe van God herinner, die 2 grootste karaktereienskappe. Hy is die skepper, en hy is ook die herskepper, as jy geval het. As jy nog nie die Sabbat op grond hiervan gevier het nie, nooi ek jou om hierdie groot geestelike ervaring te kom geniet. Die viering van die Sabbat nooi ons uit om aan ander te doen wat hy vir ons gedoen het. Doen wat Jesus gedoen het. Gaan op 'n Sabbat na mense toe waar hoop en sin van die lewe nie meer bestaan nie. Kom na mense toe wat nog nooit die vreugde van vergifnis vir hulle eie sondes en hulle gruwe teen ander mense ervaar het nie. Die vreugde om vry te wees van wrokke. Vertel hulle van 'n skepper wat op 'n Sabbat graag die mooi van vergewensgesindheid in hulle wil skep. Die mooi om lelike mense lief te kry, in hulle te skep. Om die mooi van vergenoegdheid in hulle in te skep. Gaan na mense toe wat in die tronk van legalisme, van wettiesheid sit. Vertel hulle van die Here van die Sabbat, wat gewillig is om hulle sonde skuldbelaaide rekord te vernietig. Dis die boodskap van die Sabbat. Die Sabbat spog met 'n ongeëwenaarde prestasie. Die moontlikheid dat hy die grootste, die ergste, die slegste, die vuilste sondaar deur sy bloed volkome kan herskep, reinig en verlos. Die Sondag toe. Watter Sondag was dit? Die intog in Jerusalem. Waarom het hy Hosannas toegelaat op daai dag? Hy het dit nooit van tevore toegelaat nie. Kom luister na die koningsplegtigheid van Jesus, toe die heuwels van Jerusalem, van Hosannas weergalm het, van die een kant na die ander. Liefdevolle Vader, dankie dat Jesus by Bethesda vir die man gesê het, staan op. Ag, mag hy ook na ons Bethesda's toe kom en dit verander in 'n huis van genade. En mag ons sy stem hoor wat sê, staan op. Mag ons opstaan uit ons depressie. Opstaan uit ons skuldgevoelens. En ons ou bedjie vat en loop. En 'n simbool van die Sabbat word. Herskepping en genesing. Vergifnis. In Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy na die aanbieding gekyk het. Ons waardeer dit. Klik hier om in te teken op ons kanaal. Dan kan jy op die klokkie klik en kennisgewing kry van toekomstige gebeurtenisse. En klik hier om na die volgende aanbieding te kyk. Ek wil julle baie graag weer sien. Totsiens.